Hierdie is 'n ma en 'n mikrofoon. Welkom by hierdie episode. Marcel, jou klein seentjie is nou byna 3 maande oud. Jy kan seker nie glo die tyd het gevlieg nie. En jy staan dus nou so aan die einde van, soos ons dit noem, die 4de trimester van jou swangerskap, né, met daai lyfie wat nou amper 3 maande uit jou maag is en deel van julle gesin. So welkom by 'n ma en 'n mikrofoon. Ek so bly jy gesels met ons vandag en vertel ons bietjie van hoe was hierdie eerste 3 maande van ma wees? Hoe het jy dit ervaar? Ek sê nou reg vir my man, dit voel soos hierdie groot blur, jy weet die laaste paar weke van Nataltjie gebore is, maar die mooiste, beste blur en al die blessings wat daarmee saamkom. Ek dink die blur voel, ek kon baie dae nie onthou watter week dit is of watter dag dit is nie, want jy's net so teenwoordig met hierdie klein lyfie, dit maak ook regtig nie saak watter dag van die week dit dan is nie. Maar ek moet sê, hy begin nou persoonlikheid kry en hy begin nou lag, so dit raak regtig vir my net lekkerder. Ek dink daai eerste paar weke, ek meen as jy met daai babatjie huis toe kom, was dit vir my baie sistemies half. Soos ek moet net hierdie lyfie aan die lewe hou. Jy weet daai eerste aand kan jy nie slaap nie want jy luister elke 5 minute of hy nog asemhaal. En jy weet jy maak seker hy kry sy melkies en hy slaapies en hy ruil doeke. En daar's 'n deel daarvan wat ek dink party mense dalk kan voel is nie so rewarding nie, so belonend nie, want hulle kyk nog nie regtig vir jou terug of glimlag vir jou nie. En ek dink veral vir die mans is dit bietjie moeilik daar in die begin. Maar nou wat hy so begin lag en jy kan regtig sien hy maak intentioneel oogkontak is, my hart melt. So dit raak regtig net vir my lekkerder. En ek moet sê van almal wat my gewaarsku het oor die 4de trimester, en ek dink vir elke vrou is dit heeltemal anders en elke vrou het 100% haar eie uitdagings. Ek dink elke vrou kan hier sit en gaan, hierdie en hierdie was vir my moeilik, en dan gaan iemand anders sê, dit was nie noodwendig vir my moeilik nie, maar hierdie was vir my moeilik. Ek voel regtig mense praat jou dalk bietjie onnodig bang, dis nou in my ervaring, en kan onnodig negatief wees, en kan onnodig vrees in 'n mens inspreek, en ek het regtig probeer waak daarteen, om nie my ore te veel uit te luister na of uit te leen na alles wat op sosiale media gesê word nie, of selfs in persoon, en ek dink dikwels probeer mense, hulle bedoel dit goed. Maar iemand het eendag so mooi gesê, met alles wat jy wel deel, al is daar, ek kan amper sê, dinge waar jy iemand wil waarsku, los hulle nog steeds op 'n positiewe noot, en om ook die gesprek uit te balanseer. So, om nie net op die negatiewe te fokus nie, was nogal vir my 'n groot verantwoordelikheid ook wanneer ek ook al oor moederskap praat, en nog steeds voel ek dit druk regtig op my hart om nie hierdie verskriklike vreesgedrewe gesprekke in die wêreld daar buite te sit nie. Ek is so bly jy noem dit, want dit was eintlik een van die dinge wat op my lys gehad het ek met jou oor wil praat. Ek dink jy is 'n geweldige positiewe mens met 'n can-do mindset en houding. En dit is nogal iets, dink ek, wat gesprekke van ma wees oorheers. Jy weet, jy wil jou vriendinne voorberei op wat wag, maar ek dink is ook so belangrik dat 'n mens nie so vasgevang raak in die uitdagings en die moeilike dele wat daar natuurlik is en wat 'n mens mos maar weet kom, maar dat jy ook die lekker vier en die positiewe vier. So ek is bly jy sê dit so, en dat jou benadering is tot ouerskap. Ek dink toe ook, jy weet, ongeveer 'n jaar gelede het jy klaar gemaak by Boer soek vrou en hulle gegroet. Het jy gedink verlede jaar September, Oktober dat dit is waar jy sou wees 'n jaar later? Wat sou jy vir Marcel in lente van 2024 wou sê as jy nou terugkyk? Ons is nou September. So, hy is in Oktober verwek, en dit was baie deel van die plan gewees. So ek dink ek sou as nou 'n jaar terug gesê het, jy weet, just keep going. In terme van hierdie probeer tipe ding. Maar hy was so deel van die plan, en hy was so verwelkom in hierdie tyd van ons lewe. Die rede hoekom ek klaar gemaak het met Boer soek vrou was om na 10 jaar in die industrie, wat ek vir 10 jaar gereis het, maak nie saak wat ek aangepak het nie. Ek meen, ek en my man het begin met langafstand met Suid-Afrika, en daarna was dit modelwerk, daarna was dit Boer soek vrou. Jy weet, met die modelwerk was ek 3 maande 'n jaar oor see. So daar was nie spasie vir 'n klein lyfie en 'n babatjie nie, want ek wou definitief nie 'n mamma wees wat weg is van my baba nie, of selfs terwyl hulle klein is nie. So ek het klaar gemaak, ons het so 'n bietjie van 'n breek gevat. Ek het nog gesê ek wil ten minste net my laaste vakansie saam met my man gaan geniet en nog 'n limoncello spritzer kan geniet voordat ek swanger raak. En toe ons het verskriklik geseën. Dit het baie vinnig daarna gebeur toe ons nou terugkom van Griekeland af.
So ek sou sê, wow, jy weet nie hoe jou lewe gaan lyk met daai lyfie nie, maar ek sou vir myself gesê het 'n jaar terug, raak opgewonde, weet jy gaan jou hart van voor af op 'n nuwe man verloor. En dis okay, jy mag in hierdie geval jou hart op 'n ander man verloor, al is dit nie jou man nie, want dit is jou ou kleine seentjie. So ja, as ek daai bly oogies sien, dan smelt my hart. Dit is my ja, elke dag gaan sê ek net vir hoe mooi hy vir my is en hoe oulik hy vir my is en elke aand sê ek vir die Here net so baie dankie, want ek dink ek vra ook vir hom elke aand, help my asseblief om nie hierdie dinge as vanselfsprekend te aanvaar nie. Al die seëninge wat ons so ervaar, my swangerskap, die geboorte, borsvoeding, 'n redelike maklike baba. So ek is opreg dankbaar vir dit alles. Het so mooi frase nou gebruik gesê jou hart op 'n nuwe man of jou hart verloor op 'n nuwe man. Ja. Baie mense sê ook, jy kan dit ook anders sien as jou eie man, jy weet wat voorheen net jou man was, is nou 'n pa en baie sê hulle raak van voor af verlief op hulle eie man ook want hy's ook in 'n mate 'n nuwe man. Hy's skielik 'n pa. So hoe het julle dinamika van julle verhouding aangepas? Watter eienskappe sien jy nie in Andre en jou man en hoe balanseer julle hierdie klein mensie want ek en jy het ook nou gesels, jy weet jy as ma het nou maar net sekere dinge wat jou man nie het nie. As jy borsvoed dan kan hy ongelukkig nie melk gee nie. So hoe maak julle met hierdie nuwe fase van julle huwelik ook? Dis eintlik byvoorbeeld nou so mooi. Hy het byvoorbeeld nou 'n verhaaltjie gepad vir 'n stappie sodat daar nie dalk iewers 'n baba is wat in die agtergrond huil nie. Sommer net as 'n nou teenwoordige voorbeeld sodat ek rustig met jou kan gesels. Maar ek moet vir jou sê ons is einde van hierdie jaar 10 jaar saam. So dis nogal soos 'n dekade van my lewe wat nogal 'n baie mooi, ek wil sê my loopbaan en my man wat ek vier hierdie jaar want ek het 2015 het my loopbaan basies afgeskop toe ek inskryf in Suid-Afrika en dis toe nou ook die jaar wat ek hom ontmoet het. Ons albei is ongelooflike gedrewe individue. Hy in sy loopbaan, hy's 100% in die finansies, jy weet, korporatiewe wêreld, ek is 'n vryskut persoon. En ek het altyd gesê ons het, jy weet, langs mekaar gedraf met jy weet teen 'n spoed en 'n pas en 'n tempo, maar ons wêrelde het nooit regtig gekruis in terme van doelwitte nie, in terme van ons loopbane. Jy weet, so half selfde doelwit, ons het ons huis hier in die Kaap afbetaal, ons het nou 'n huis in die Parel gekoop, maar op ons eie in ons eie wêrelde. En nou met die baba moes hierdie, jy weet, paai ewe skielik regtig gereeld oorkruis om mekaar te kan uithelp en spanwerk. So dis 'n interessante ding dat ons vir die eerste keer in ons lewe regtig aan iets saam werk. Soos fisies moet ons hande vuil maak met hierdie babatjie waar ons het na doelwitte gewerk maar apart. So ek moet vir jou sê dit was 'n interessante tyd om dit te moes uitfigure. Hoe gaan dit werk? Wie gaan wat se verantwoordelikhede opneem? En ek hou nie daarvan om te sê dat hy 'n hands-on pappa is nie, want ek voel dit is die verwagting van jy weet vandag se tyd. Dis nie soos hy's so hands-on nie. Ek het verwag hy gaan hands-on wees. Hy het 100% was bereid om hands-on te wees. Ek kan nie dink dat pappas in vandag se tyd nie hands-on is as jy kies om 'n baba te hê nie. Maar dit is net fantasties hoe mense dan byvoorbeeld badtyd is sy ding, waar badtyd as hy dit doen, kan ek gou lekker stort my hare was. Dis sulke klein goedjies wat mens uitfigure. My man is ook in die bevoorregte posisie waar hy party dae van die week van die huis af kan werk. So dit verg dan nou lekker beplanning dat ek op daai dae dan dinge kan reël. Of byvoorbeeld ek het lank voor die tyd geweet dat ek 3 praatjies in September sou doen waar ek sou moes vlieg net weg van die huis af wees. So dan kan hy sy dinge so beplan dat hy definitief daai dae van die huis af werk. En dan het ek die groot voorreg dat my ma so 'n uur van ons af bly nou, so sy kan dan kom uithelp. So ek druk op ouma se knoppie. So dit is eintlik maar families dinamika. Ek weet met Silverskermfees was dit so snaaks want toe my man nou al lankal rugbykaartjies ook gehad en ek moet by Silverskermfees wees. Toe ouma en oupa kom help want ek sê altyd as daar dan 2 hande is dan kan die een darm vashou as die ander een gaan wil badkamer toe gaan of hoe ook al sê. So ja, ek dink nou met my man en my het ons nou lekker ons momentum gekry want dis ook maar partykeer moet jy uitvind wat werk en wat nie werk nie. So in die eerste paar weke het ons byvoorbeeld in 2 verskillende kamers geslaap want met my man wat finansies doen het ek hom gesê in ons geval is daar geen punt dat jy ook nie slaap nie. Jy weet of 2 of 3 keer 'n nag wakker raak soos my babatjie wakker raak.
want ek borsvoed. So hy kan my fisies nie help nie. Ek meen hy gaan vir my sit en kyk en kan ek vir jou 'n teetjie maak en ek sê dis nie nodig nie. En so vind mens maar uit en ek dink elke paartjie moet dit dan vir hulle self uitwerk. Ek het byvoorbeeld vriende wat sy borsvoed nie, so die man het die nagvoedings gedoen. Dan sê ek, maar dit is my reg. Ek verstaan dit. In hierdie geval sou daar net nie 'n punt gewees het nie. Ek verwag nie vir my man om dan wakker te bly nie. En nou, jy sal dit nie glo nie, maar touch wood, my baba het begin deurslaap. So nou wil ek ook amper sê ons is al deur van die ergste, jy weet, elke 2-3 ure wakker. Ek weet nie of dit nou elke aand so gaan wees nie, maar die laaste paar aande was goed. En dan kyk jy terug en jy lag so 'n bietjie in daai wille aande wat jy bitter min geslaap het en dan besef jy weer eens net dis so in stadiums. Want ek kyk byvoorbeeld vir nou van my vriendinne wat reeds kinders het. Ons is dieselfde ouderdom, al kindertjies gaan nou al skool toe. Maar sy het daai harde klippe gekou in haar 20's en ek het altyd van gesê, onthou net, hierdie dinge lê nog vir ons voor. En kyk waar's jy nou al met hierdie proses. So ek herinner myself net gereeld soos dit is so 'n fase en ek moet alles van dit omarm wat dit nou vir my inhou. En regtig waar, daar was nie ooit wat my baba in die nag gehuil het en ek gedink het wat 'n voorreg om nou te kan opstaan en na hom te kyk en in sy behoeftes te voorsien nie. Ek het dit nooit as 'n straf gesien nie, dit was nooit vir my sleg nie. Ek dink wel as jy dalk nog 'n babietjie het of nog 'n toddler wat ook nog jou aandag verg, raak dit dalk bietjie moeiliker. So ek vermoed met die eerste baba is dit 'n klein bietjie makliker. Maar dis ook, jy weet, soos jy sê, dat selfs al is dit dalk moeilik, net omdat jy kan erken iets is moeilik, maak dit nie 'n straf nie. 'n Mens kan dalk moeg wees en sê ek het nie nou die energie nie of ek sukkel om op te staan, maar dit nog steeds besef in jou hart is 'n voorreg en dit kom weer terug na daardie mindset wat ek dink regtig. Maar ek dink jy het jouself ook al voor kinders oor tyd, jy weet hoe belangrik is gesond leef en oefen en ons sal nou 'n bietjie daaroor ook gesels. Maar jy het nou genoem jy begin nou so 'n bietjie uit daai bubbel van daai eerste paar weke uittreë. Jy het gesê jy het al 'n paar events bygewoon en jy begin weer praatjies doen en sulke goed. Daai is nog al 'n weer 'n skuif om te maak of dit was vir my altans. Ek het nou meer 'n tradisionele kantoorwerk gehad. Jy gaan nou nie terug na 8 tot 5 nie, maar jy begin al hoe meer weer geleenthede en sprekersgeleenthede en seker weer modelwerk en so ook doen. So wat is het jy dit deurdink? Is daar 'n spesifieke plan hoe jy dit gaan benader? Hoe gaan jy maak om nou weer al hoe meer te werk en gaan jy dit anders doen as wat jy dit gedoen het vooral? Ek dink die grootste ding wat anders is ek kan nie net 'n yes girl wees nie, want ek was altyd vir die laaste 10 jaar. Ek het altyd gesê as 'n geleentheid homself voordoen en ek kan dit bywoon en ek kan dit doen en jy weet alles kom mooi bymekaar, jy weet die fooi, dit is in lyn met my waardes, hoe ook al sê dan sê ek ja. So ek gaan definitief meer nee moet sê op grond van wat die geleentheid vereis van my, want ek het net gesê ek kan nie nou wegslaap van my baba nie. So alhoewel ek byvoorbeeld 2 dae na mekaar gevlieg het ek steeds by die huis geslaap en my nagvoeding gedoen en ek was terug by my baba gewees. Maar ek moet vir jou sê nou met die voorreg weer eens met my man wat ook redelik flexible is en ouma wat ook standby is, gaan ek my bes probeer om vir soveel as moontlik dinge steeds ja te sê. Definitief net nie weg van die huis af reis vir meer as 'n dag. Op hierdie stadium nie, ek het met Bravo ook gesels, hulle weet ek kan Johannesburg toe vlieg, maar ek moet terugvlieg, jy weet dieselfde dag indien ek 'n intake wil kom doen en dis dieselfde met die praatjies. So ek het al, jy weet, vandag 'n versoek gekry vir 'n casting. Dit val net ongelukkig in 'n tyd wanneer ons met vakansie is. So gister het die realiteit ook ingeskop. So, "Sjoe, ek gaan weer iewers in 'n audisie of in 'n casting room moet terugstap," maar ek is opgewonde daaroor. En weer eens as die dag nie dit so toelaat dat die ondersteuningsnetwerk my kan help nie, dan sê 'n mens nee. En dan het ek vrede daarmee, want hierdie seisoen in my lewe is nie my loopbaan wat my nommer 1 prioriteit is. En ek het daai ingesteldheid en ek dink daar's ook 'n rede hoekom ek vir 10 jaar so hard gewerk het en regtig gegaan het vir alles wat ek wou doen. So ek het 4 jaar weer daai modelwerk gedoen. Ek het meer Suid-Afrika afgetik want dit is iets wat ek wou probeer. Aanbieding was 'n groot droom van my. So ek het Boersoeke Vrou gedoen sodat ek nie nou kan sit en gaan, sê net maar daar's 'n geleentheid wat homself, jy weet, voordoen. Ek wou eintlik so graag ja gesê het, maar nou het ek 'n baba. Want ek dink dit is partykeer waar as ek nou die reine waarheid kan praat, waar daar partykeer bietjie resentment inkom met jy weet vroue wat dalk nog dinge wou doen
en toe het hulle babas gehad en nou kan hulle nie. So ek het nie meer daai, ek wil amper sê FOMO van ek wil nou vir 3 maande oor see modelwerk gaan doen of jy weet ek wil nou vir lank weg op die pad wees met boersekevrou nie. Ek het my 41 weke gedoen. Daai boksie is afgetik vir my en weer eens miskien eendag in die toekoms kry ek 'n geleentheid waar mens weer reis vir werk, maar dis nie nou daardie tyd nie. So ek dink dit is ook weer eens ek is bewus van die voorreg dat my werk nie van my vereis om elke dag terug op 'n kantoor te wees en van 8 tot 5 te werk nie. En ek kan nie myself indink hoe moeilik dit vir party mammas moet wees om te dink dat ek dalk oor 'n maand my babatjie sou los nie en my hart gaan regtig uit na hulle toe. En soos ek sê, ek weet nie eers hoe ek dit sou doen nie, maar hoe ek myself nou posisioneer het, laat dit my toe om nog te kan speel en te kan werk en te kan droom. Ja, en die voorreg om daai keuses te kan maak. Ek sê ook dikwels dis regtig 'n seëning as 'n mens nie gedwing word om 'n werk te doen wat jy nie wil doen en jy wil eintlik by kinders wees nie, maar as jy iets kan doen wat jou ook vreugde en vervulling gee, en dit klink regtig of jy in daai posisie is. Ons het vroeër so vinnig gesels oor balans en die oefening. Marshall, ek dink nog selfs lank voor jy kinders geword het, is jy vir baie mense 'n rolmodel en 'n inspirasie van fiks en gesond. Jy weet jy was lank 'n body positivity voorspraak oor gedoen en 'n fikse en gesonde swangerskap gehad, waar jy egter ook nie kritiekvry gespring het nie. Daar was maar 'n paar vreemde opmerkings op sosiale media, nee, soos wat daar altyd is, wat ek dink jy daarom ook met goeie humor beskou het. Maar ons het op die podcast al soveel episodes gedoen oor fiksheid en oor beide in swangerskap en dan ook as jy 'n ma is. En ek dink die benadering daartoe verander, want ek het ook gesê dit gaan nie oor om op 'n sekere manier te lyk of maar te wees of ietsie. Vir my, veral toe ek 'n ma geword het, gaan dit oor sterk en gesond en om vir ons kinders 'n voorbeeld te wees. Maar ek dink dis iets wat jy al reeds gevestig het. So was dit vir jou enigstens 'n uitdaging om so te gaan lekker oefen en sterk te bly tydens swangerskap, of was dit ook maar net iets wat eintlik soos 'n bygedra het totdat jy beter voel en dan aanhou gaan? En selfs nou dat hy gebore is, jy weet, hy was 'n paar dae oud toe, is jy weer aan die gang, natuurlik soos wat jou lyf en jou gesondheid dit toelaat. So praat bietjie met ons oor gesondheid, fiksheid, oefen, swangerskap en nog steeds aanhou beweeg al het jy 'n klein lyfie. Ek dink om jy die beste te antwoord, moet ek dit so half 'n hele tydjie terugvat en na die tyd in my lewe waar ek as 'n tiener gesukkel het met liggaamsaanvaarding tot 'n mate as 'n student ook. Nooit gevoel ek is in die regte liggaams, jy weet, my liggaamstipe is so half nie wat in die wêreld se boksie van skoonheid en jy weet skoonheidsstandaarde pas nie. So ek het nou 'n diepte pad toe gestap met Meer Suid-Afrika natuurlik rondom selfliefde en liggaamsaanvaarding. Dis waar my praatjies gaan wat ek ook al vir 10 jaar doen. So ek moes regtig gaan diep delf om te gaan werk aan daai dinge waaroor ek gevoel het ek nie goed genoeg was nie, of jy weet hoe ek altyd tot 'n mate miskien minderwaardig dan sou voel nadat ek nou nie gewen het met Meer Suid-Afrika elke keer as ek rondom skoonheidskoningginne is of modelle of hoe ek al sê nie. En dis waar daar vir my die liggie aangegaan het rondom oefening, gesond eet, om gebalanseerd te wees en na jouself te kyk, is so 'n groot vorm van selfrespek. En selfrespek is wat ek glo autentiek selfvertroue kweek. Om regtig te kan gaan, ek is selfversekerd as ek by 'n vertrek instap, want hierdie is regtig die beste weergawe van myself. Nie omdat ek myself met enigiemand anders hoef te vergelyk nie, maar omdat ek weet hierdie is, as ek myself met myself kan vergelyk rondom, ek weet ek eet goed, ek weet ek oefen gereeld. So hierdie is ook 'n vorm van my liggaam eer, hierdie een liggaam wat die Here vir ons gegee het. Die een ding wat ek altyd sê in my praatjies wat jy nie kan uitruil nie. Ons kan baie dinge verander en uitruil in hierdie lewe, nie jou liggaam nie. So dis toe maar my paadjie begin het, jy weet, met oefen, en dit het so 'n gewoonte vir my geraak dat dit is nie meer iets wat ek hoef te doen om myself te motiveer nie. Ek hoef nie te gaan jog. Ek moet nou hiervan 2 uur vanmiddag begin motivering opbou om 5 uur gou 'n gymklas te kan gaan doen nie. Dit is letterlik deel van wie ek is, want dit is vir my lekker en ek weet dit is goed vir my. En ek dink dit, jy weet, mense kan net maar gaan lees oor gewoontes, hoe meer jy dit doen, hoe vinnig gaan jy dit kweek. So ek oefen nou al vir langer as 10 jaar en ek dink dis wat baie mense in gedagte moet hou as hulle kyk na my oefen ervaring met swangerskap. Want ek dink baie vroue is te verskriklik geïnspireer deur my storie.
Maar dan stuur hulle vir my boodskap, jy weet, reeds swanger, hulle gaan nou begin oefen. En dan gaan ek soos, okay, hier moet jy nou baie verantwoordelikheid neem en verantwoordelik wees, want as jou liggaam nie gewoond daar is of gekondisioneer is om te oefen nie, is die groot ding waarmee ek met my ginekoloog gesels het, rondom oefen is die vrees dat jy seer kry. Ja. Dis eintlik maar die groot rooi vlaggie wat sy het my gesê het rondom hoekom jy nie net kan oefen soos jy gewoonlik het nie, want jou center of gravity verander. So jy wat gewoonlik 'n box jump kan doen, kan nie net ewe skielik nou jump nie, want jy het 'n gewig wat jy dra, so jy kan dalk vorentoe val want jou balans is uit. En jy weet, miskien as jy step-ups doen op 'n trappie, jy's nie gewoond aan daai ekstra gewig nie, nou swik jy jou enkel. Dit is nie noodwendig so erg oor die heart rate of die oefen self nie, dis die risiko wat daar gekoppel was. So, ek wil net daai agtergrond gee dat ek al lank oefen en my lyf so goed ken en my liggaam so vertrou en omdat ek ook oefen goed ken tydens my Suid-Afrika daarna, ek weet hoe om te oefen vir wat jy ook al wil bereik. So, swangerskap was toe eintlik vir my maar 'n eksperiment, om met jou baie eerlik te wees. As jy nou vir my voor die tyd gevra het tot hoe ver gaan jy oefen, dan sou my antwoord vir jou gewees het, tot sover my liggaam dit toelaat. Ek het nie geweet dat ek gaan tot op 40 dae, 40 weke, 2 dae voor ek in kraam gegaan het nog kan oefen nie. Maar ek het maar net aangehou en gekyk waarmee ek gemaklik voel en dit was regtig vir my en soos oefen nog steeds is 'n goeie uitlaatklep. Ek het regtig nogal gesukkel met my eerste trimester. Dit was nie noodwendig die naar en die siek en die lam wat vir my die fisiese deel wat vir my so erg was nie. Ek het regtig nogal gesukkel met die down voel. Die antisosiaal voel. Lus vir niks nie, want ek is so positief. Ek hou van mense. Ek wil my vriende sien. So, jy weet dit was my die heel moeilikste gewees van daai tyd om dat ek partykeer gevoel het ek wil nie eers my heel gunsteling mense sien nie, want ek het net so beige gevoel en ek het niks om by te dra nie. En in daai tyd was oefen dan die enigste ding wat my tot op mate laat beter voel het vir my geestesgesondheid en verder in die swangerskap. En dan, jy weet al die voordele rondom jy's sterk. Dis goed vir jou liggaam. Dis goed vir jou baba. Daar's soveel nuwe navorsing wat gedoen is en ek in daai sin het ook soveel empatie met vorige generasies want soveel vroue het vir my gestuur, jy's like, ons wens net ons het hierdie geweet toe ons swanger was. Jy weet daai tyd was hulle gesê moenie wasgoed ophang nie. So ek dink die deel van my wat graag wou deel dat ek oefen was juis om dit as 'n inspirasiedeel, jy weet, te kan deel maak aan 'n vroue daarvan. Dis definitief nie om te wys wat kan gedoen word, jy weet nie, want dis nie vir almal nie. En dis nie dat almal tot op 40 weke moes kon weight training nog doen nie, maar om te kan gaan, ek kan aanhou stap. Ek kan aanhou my pilates doen en dan verander jy soos jy swanger is rondom waarmee voel jy gemaklik en wat nie. En dan so baie vroue ook vir my gestuur, maar hoe weet ek? Wat kan ek doen, wat kan ek nie doen? En sê ek, net jy kan voel. Nie eers 'n persoonlike afrigter kan noodwendig vir jou sê, ja, jy moet hierdie en jy moet nie, want jy moet voel waarmee jy gemaklik, waarmee voel jy lyf veilig. En dan kan jy aanhou oefen soos jy geoefen het, behalwe natuurlik as daar regtig groot risiko was rondom swangerskap. En dan moet mens natuurlik vir die medisyne luister. En die ongelooflike beloning na die tyd om die vrugte te kon pluk van om te herstel. En dit het niks te doen met bounce back culture nie, want dit is nie waaroor dit vir my gegaan het nie. Ek wou so vinnig as moontlik herstel sodat ek die beste weergawe vir my baba kan wees, om sterk te kan wees. Ek meen, ek is baie dae, my man het in Julie maand nog voltyds gewerk waar hy nou is. So toe was hy elke dag op kantoor, so dan is ek die hele dag met 'n baba alleen. So dan moet jy met 'n baba in jou hand kan squat en iets optel of die skorrelgoed masjien kan uitpak. En ek wil amper sê my baba is nog swaar ook. So jy het spierkrag nodig en dis waaroor dit my gegaan het. Ek wou met hom kan gaan stap het. Ek wou hom kan oplig en met hom speel. Net soos ek enige ouma wil wees wat nog kan trampolien spring. So dit is waaroor dit vir my gegaan het. En dan sê ek altyd hoe dit ook al lyk van die buitekant af is regtig net 'n voordeel. As jy jou spiere behou het, as jy weer in jou jeans kon bad. Good for you. En ek dink ook daar's verskriklik baie kritiek rondom bounce back culture, maar ek sê altyd moet ook nie kritiek gee vir die mammas wat dit graag hulle doelwit maak nie. Dit is mos haar persoonlike reis. Dit beteken nie jy hoef, jy weet, dieselfde as sy te doen nie, maar as dit vir haar belangrik is en dit laat haar goed voel, allow her to do that as well. Want vir my byvoorbeeld ook,
op dae wat ek down voel, so in byvoorbeeld, jy weet hierdie tyd met die newborn en jy het min geslaap, vir my laat dit my goed voel as ek bietjie vermering aansit, my hare terugkam en actually aantrek. Dan kan jy so op sosiale media, het ek nou 'n video gesien waar die een mamma nou daar sit met haar bolla en sy het nie al gremering aan nie. En nou sy ontsteld om te sien dat ander mammas dit doen. Jy weet sy sê ons is hierdie tribe en jy weet sy sê of styf verraai jou, dan sê ek soos nee, vir haar geestesgesondheid is dit wat vandag vir haar gewerk het. Sy voel dalk net so down en mismoedig soos jy, maar sy het 'n ander manier. Sy het 'n ander coping strategy. Vir haar was dit om aan te trek en 'n stappie te gaan vat en 'n koffie te gaan kry. Dit het haar deur haar dag help kom. Vir jou werk dit dalk nie dieselfde nie. Vir jou is dit dalk vrek baie moeite om gremering aan te sit en aan te trek. So fair enough, then that's your coping mechanism. Maar ek voel daar's baie oordeel. Daar's baie oordeel in hierdie wêreld met mamaskap en ek het so een verskriklike mooi one-liner gehoor en ek gaan dit nooit in my lewe vergeet nie. Wanneer ook al ek iets wil sê of wanneer iemand anders vir jou iets sê, het die vrou net gesê mind your own motherhood. En dit was net vir my so mooi gewees en is so 'n mooi ding om te onthou want soos jy weet nie wat in iemand anders se wêreld aangaan nie. So jy is nie daai kind se ma nie, sy is daai kind se ma. So just mind your own motherhood. Bestuur wat ek kan in my wêreld met my baba. Want net jy as 'n mamma daai intuïsie weet regtig wat is die beste vir jou kind en dit is vir elke mamma anders. So ja, ek onthou dit gereeld en ek wou dit al baie gereeld vir mense gesê het ook as hulle jou bombardeer met hierdie raad of kritiek of hoe ook al sê dat ek soos my baba, ek is die mamma, ek is in beheer hier, ek beloof ek is, jy hoef regtig nie daaroor te twyfel nie. Dit is maar eintlik so interessant hoe mense partykeer dit vergeet en hoe mense soos jy sê nie verstaan dat wat vir een persoon werk nie vir 'n ander een gaan werk nie, want dit is tog so in ander aspekte van ma wees ook, nie net oefen nie, nê? Vir een persoon is dit lekker om terug te gaan werk toe en weer by kollegas te wees. Vir 'n ander een is dit soos nee, ek wil nie weer gaan werk nie, ek wil by my kinders wees. En een ma wil 'n huiskinders hê, 5 of 6 of 4 of hoe ook al en iemand anders sê ek is regtig tevrede met 1 of 2. En ons kan tog verstaan dat mense verskil en ons behoeftes verskil, so ek kan nie dink dat oor elke dingetjie word daar so iets gemaak nie. So ja, ek dink mind your own motherhood is net iets wat mense daar in jou agterkop moet hou met sulke situasies. Ek is ook bly jy het genoem hierdie hele fiksheid ding is eintlik 'n reis en 'n pad wat jy gestap het en dat selfs jy wat baie selfvertroue het en gedrewe is, eintlik ook gekom het uit 'n plek waar dit dalk nie altyd so was nie. Ek dink baie keer met kinders begin nou weer aan hulle dink as hulle ouer jare betree, tienerjare en hulle eie onsekerhede gaan hê. So ons het nou gepraat oor die fase waar jy nou is, maar kom ons gesels bietjie oor die toekoms. Dat jy en Andrei al gesels, wat is julle half wense en drome of hoe sal julle Falkie wil grootmaak? Watter tipe ideale of lesse sal julle by hom, soos wat hy ouer word, wil instil om nou die Engels te gebruik of vat julle dit meer dag vir dag, maand vir maand, week vir week? Moet jy sê ek wat 'n verskriklike A-tipe persoonlikheid het. So ek is super futuristic, ek is 'n groot beplanner, ek dink baie strategies. Was dit vir my so verfrissend toe ek nou die dag 'n caption tik, jy weet met my wat nou 12 bottels melk moes prep vir 2 dae na mekaar en best believe my A-tipe persoonlikheid het daai milk stash gestiek, jy weet, just I did it. En ek tik toe A-tipe mamma en ek kanselleer dit toe want ek besef ek is 'n baie A-tipe persoonlikheid, maar ek is 'n ongelooflike so ver, ek meen my baba is 11 weke oud. Go with the flow mamma, want die ding met my is solank ek in my interne wêreld kan bestuur en beplan, is ek reg. Ek hoef nie ander mense te bestuur en beplan nie. Ek dink dis waar mens oorslaan na micromanage. Waar ek vir myself kan bestuur, ander mense moet hulle, jy weet, dis hulle verantwoordelikheid. En ek sê selfs met my baba nou. So moet jy sê ek vat dit regtig dag vir dag en leer hom ken, leer hom lief hê. Elke dag lyk anders. Ek meen ons het nou nog nie 'n spesifieke rotine nie behalwe in die nag. So hy gaan slaap 9 uur en op hierdie stadium raak hy 6 uur wakker, waarvoor ek baie dankbaar is. Maar ek dink vir enige kind is dit maar net jou droom dat hulle gelukkig is, dat hulle volle potensiaal uitleef, dat hulle 'n vol, ryk, mooi lewe het, hoe ook al dit vir hulle lyk. Jy weet, ons spot mos nou in Suid-Afrika baie oor ons hoop hy speel goed rugby, maar dis regtig net in ons geval 'n grappie, want dit kon nie vir my minder saak maak waaroor my kind passievol is nie, solank hy iets het waar hy passievol is, en dat ons ook kan ondersteun om sy talente uit te leef, want hy slaap, dit is die mooiste ding, hy slaap altyd met sy handjies oop,
Hy's met oop handjies gebore, wanneer ook al die handjies is oop. En jy weet, toe sê mense reg om 'n rugbybal te vang, of hy's 'n klavierspeler, toe sê ek, hoe mooi, ons gaan moet uitvind, en dit maak nie vir ons saak nie. As hy wil klavier speel, sal ons in die voorste ry sit, as hy wil skaak speel, as hy wil rugby speel, ek dink, ja, net 'n gelukkige kinderlewe, met so min as moontlik, stampe en stote, letterlik en figuurlik. Daar is geen perfekte ouers nie, daar's geen perfekte manier om 'n kind groot te maak nie, maar dat ons ten minste as ouers ons heel beste sal probeer. Ek dink dis al wat jy kan doen. So, ja, dis maar ons drome ideale. En soos ek sê, vir my so bevrydend dat ek glad nie 'n A-tipe mamma is in die sin van verwagtinge of jy weet, doelwitte wat hy nou moet bereik op een of ander stadium. Die pediater het ook so mooi gesê toe hy nou vir ons kom groet in die hospitaal na 2 dae. To say, I said, please don't come to me after 6 weeks and tell me how long this baby is able to do some tummy time. He's like, whatever. Pediater het baie sê 'n ding soos hy is. To say, just love him. En dit was so in lyn met wat ons benadering sou wees. Dis soos, al wat ons wil doen is jou net lief hê op hierdie stadium. Ek meen, hoe kan jy nou al vir 'n baba begin? Ek wil amper sê mylpale stel. So, ons kyk hoe hy ontwikkel, wat hy nodig het, en weer eens probeer ons bes doen op die stadium. Ek dink dis ook 'n baie goeie manier om daaraan te dink, selfs as jy 'n A-tipe persoonlikheid is, want ja, wat jy doen is in jou eie beheer, maar skielik het jy hierdie mense wat glad nie in jou beheer is en wat met hulle gebeur en wanneer hulle slaap en wakker word is net soveel in jou beheer. So dink 'n baie goeie nigter manier om daaroor te dink. En dan so ten slotte, Marshall, dit is 'n podcast oor ouerskap en ma wees. So ons praat 'n bietjie ook oor jou eie ma. Ek onthou toe jy getroud is, het jy ook gepost, jy het 'n pragtige huildronk op haar ingestel. En ek dink nou dat mense ma is, kyk jy weer ook na jou eie ma deur nuwe oë, nê? So vertel ons 'n bietjie van en as jy nou dink, wat het jy sover by jou eie ma van ouerskap en moederskap geleer? Jy sê net sommer net my ma, toe raak ek net sommer emosioneel. Ek dink net ongelooflik baie waardering wat ek nou vir my ma het. Jy weet, ek het al vanoggend weer gevra, dis restaurant week in Oktober. Toe vra ek al vir een aand of sy bereid is dat ek en Andre wil gaan date night, of sy bereid is om deur te kom, en weer eens is 'n opoffering, sy met 'n uur ry, sy kom slaap oor. En sy het net dadelik ja gesê. So, daar's net verskriklik baie waardering. Ek meen, toe ek nou daai 2 dae, die een dag in Bloemfontein, die een dag in Johannesburg, sy kom oorslaap, sy kom seker maak, jy weet, Andre is reg, ons ondersteun. So, ja, net verskriklik baie waardering. En nou die dag was ek vir my so mooi, ek en sy is by dieselfde persoon wat ons velle doen. Gunther, wonderlik. Ek sê altyd, dit is hoekom ek en my ma ons glow het. En die idee wat toe ek my afspraak het, dan gaan sy nou na haartjie kyk en dan ruil ons nou om. Maar met die dat ek toe nou moes pak, het ek al haartjies so goed gepak wat ek steeds op pad Parel toe. Maar ek het heeltemal vergeet van myself, so ek het toe nou niks snacks vir myself ingepak nie. En weet, met borsvoeding is jy konstant honger. Jy sal enigiets eet op een of ander stadium. Wat vir my so mooi was my ma het toe vir my snacks ingepak. Jy weet, droewors en 'n protein bar. En toe was dit my ook so mooi oomblik om te gaan. Ek is nog steeds haar kind, alhoewel sy help my met my kids, sy's 'n ouma, maar ek is nog steeds haar baba, as ek dit so kan sê, in aanhalingstekens, na wie sy kyk. En dan leer mens weer so baie by jou, jy weet, jou eie ma. So, ek en sy het al baie koppe gestamp, ons het baie verskillende persoonlikhede. So ons kom baie tot by die weg, maar ons kan ook lekker verskil. En ek wil amper sê, die laaste paar jaar het ons heelwat koppe gestamp. Ek dink ook soos jy meer van 'n volwassene en 'n individu word, het jy ook partykeer 'n groter kapasiteit in daai oomblik om dalk van iemand te verskil. En my ma het nou reg self so gesê, dit is asof die baba so half net baie van hierdie konflik of partykeer opinies en dinge waar ons verskil amper kom plat vee het en net ons connect weer op 'n ander manier. So ja, dankie mamma, sy gaan definitief hierna kyk want sy's ook so groot ondersteuner en groot cheerleader. So baie dankie mamma Annelien dat jy my net so lekker uithelp, en sy's so goed met haaltjies, sy's so natuurlik, en dan onthou jy, sy het al 2 van haar kinders groot gemaak, natuurlik weet sy en onthou sy hierdie tipe van dinge, en sy het op 'n stadium, toe hy nog nie deurgeslaap het nie, vir my nagvoedings gedoen, want ek het op 'n stadium verskrik met insomnia gesukkel, so my baba het geslaap en ek het nie. Ek dink is omdat ek net heeltyd gewag het vir hom om te begin huil, my brein wou dit doen. So om daai te kon afskakel, om te weet, iemand anders gaan wakker word, het my so baie gehelp. So,
ja, net haar bereidwilligheid is die grootste geskenk en so groot seëning om naby jou ma te kan bly. Een van die raad wat ek gekry het en wat ek sal onthou met die wat ek baie ook uitgesny het was as jy kan, bly naby jou ouers. So dit is ook nou die plan, ons trek volgende jaar nader aan hulle en weer eens 'n voorreg as mens kan. Absoluut. Ek dink ook eendag miskien as Halkie 'n tiener is of in daai storm en drang jare en jy in huis stampkop, dan kan jy ook na jou ma toe hardloop en vra vir raad en dan kan sy weet sy was ook daar gewees. Dankie Marcel, dankie vir jou tyd in die gesprek. Ek wil ook sê jy weet baie keer op die podcast, ouerskap is nie maklik nie. Ons praat oor die uitdagings, dit is al dinge soos postpartum depression en van die dinge ook, maar ek dink ook dis belangrik om die positiewe en die mooi te vier en dis hoekom ek veral met jou wou praat. Ek dink jy's 'n positiewe mens wat al die vreugde en die mooi van ouerskap, want dit is tog, mens moet nie so vasgevang raak in die uitdagings en die moeilik dat jy nie meer verby kan sien in die groot voorreg wat dit is nie. So, jy's 'n positiewe en 'n pragtige ma, so baie dankie daarvoor en dankie dat jy met my en ons luisteraars en kykers gesels het. Is daar nog enige iets wat jy graag sou wou byvoeg of sê? Nee, ek wil maar net sê dankie en soos ek sê, ek dink party mense dink dalk ek is iemand wat te positief is of te die blinkkant bo hou en dan sê ek altyd net nee, hierdie is my ervaring. Ek probeer dit so autentiek as moontlik deel. Daar is dinge waarmee ek gesukkel het, soos my night sweats, ek het nou vir jou genoem, my insomnia, maar ek het net nie toegelaat dat dit my onderkry nie. Dit is maar my mindset gewees en weet jy party mense gaan aanklank vind by positiwiteit. Party mense gaan aanklank vind by iemand wat iets deel wat moeilik was waardeur hulle gegaan het en dan is daar iemand vir elkeen om by aanklank te vind en dis ook wat ek besef het. Nie almal gaan by my reis aanklank vind nie en gaan o nee, ek kan nie, jy weet, al hierdie positiwiteit maak my mal want weer eens staat 'n ander coping mechanism. Positiwiteit is 'n manier van vir my met dinge deel en deur dinge werk. So in daai sin wil ek ook sê dankie vir die mense wat my omarm het en my ondersteun en so saam met my op 'n positiewe reis is. En vir wie ook al daar buite is, weet maar net, nie almal gaan altyd met jou saamstem nie en nie almal gaan altyd jou manier van dinge doen respekteer of dit dieselfde doen nie en dis okay. So going back to minding your own motherhood.